voorheen op Tuffentuine. Is jou raai? Ik kan niet dit doen, nee. Hulle dreig my. Stacey, ons kan nie dit ignore nie. Stacey. Stacey, speel Kutsie, sit asseblief. Wat gaan aan? Ek het gehoop jy kan vir my sê. Ik heb die sak op die beach gekry, maar ik weet niet aan wie het behoort. Ek het gaan kyk en die sak is gesteel. Ek kry boodskappe en boonop word ek gedreig. Jij zak je zo! Los Jij zak! my! Jij zak! Jou! Los op! Jou! Los! Los op! Oh, zij gaat zien, zij! Zij gaat zien! Zij gaat zien! Jy right. Ja, thanks. Wat maak jy so laat buite? Ik wil net mijn mind schoonmaak. Wat maakt zij? Ek ook net 'n bietjie vars lig kom kry. Ik zie. Kom. Dit is my veilig om so alleen op. Hey, hoe laat is het? Cecil, zij moet opstaan voor mijn malen wakker wordt. Okay. Stacey, as jy by die skool kom van 'n komputer om toe dis dringend. Lees hardop. Perlemoen smokkel in Rotsig. Polisie vang 2 verdagtes. Wat die hel? Waar kry jy dit? Sien nie wat jy sien. Wat is ek veronderstel om te sien? Die 2 verdagtes, Marvin Williams en Duncan Spandile, is deur wettoepassers by 'n afgeleë kusliggie ingekeer met 'n sak wat onwettige geoeste perlemoen bevat. Dan sê dis hulle. Dis al wat sin maak. Plastens dis 2 dae na die sak van misgeraak. Ik val niet te vroeg daarop, Betty. Ken ze die verdachtes? Nee, met haar is op social media. Ik feel iets wat toe je oor. Okay.
Maak maar oop, joh. Oh, dis nice. Het jy dit self gemaak? Ja, natuurlijk. Maybe een klein beetje ja van social media. Dus, zodat je weet, ik is vanavond samen met jou, wanneer dat jou aankomt. Dankie lief. Ons moet eens kyk of hulle vir my kan kies vir die eerste span. Natuurlijk gaan hulle. Sy werk hard en hulle sien dit raak. Ja. Kan ik u iets vragen? Nee. Jy kan nie meer van my drinks kry nie. Houd je nog van mij? Natuurlijk. Wat 'n dom vraag is dit? Ik wil weten wat aangaan. Zeg me wat op je mind is. Ek weet. Is net deesdae met alles wat aangaan, kan ek jy altyd vir jou wys hoe baie lief ek vir jou is. Ik weet. Ik wil het eten met zo'n takel. Voor een of andere reden voelt hij zo ver van mij. Ek is jammer. Ek is baie lief vir jou. En ek beloof, ek sal beter probeer. Dink jy Byron is betrokke? Ek is nie doodseker nie, maar ek dink ons sal gou genoeg uitvind. Maybe met ons net direk kan vriend. Yep, ek gaan hom net konfront. Lionel, sy kan nie daai doen nie. Hoekom nie? Byron is die een wat met die hele tyd message. Okay, daai is stretch. Dit is. Byron is definitely involved. Okay, ek klink baie verseker in jou saak en ek is naby om te vind hoekom. Lionel, sy kan vir niemand sê nie. Byron het gestaan by my geslaap. Wat? Message is sleg. Lester, vanoggend toe bel ek die nommer wat vir my die hele tyd message en guess what? Toe lê sy foon. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek nodig jou hulp, Lionel. Ek dink ek het 'n plan en sy is die enigste een vir wie ek kan vertrou. Wat wil jy doen? Okay, kom kyk wat ek gelees het, maar eers 'n bietjie konteks. Marvin het destyds rugby gespeel nees Byron in die first team. Okay, maar ons weet nog nie of Byron in die first team gaan wees nie. Obviously gaan Mr. Jameson sorg dat hy in is. Kan sy luister sodat ek kan klaar paraat. Mr. Jameson was ook daai die coach gewees toe Marvin first team gespeel het. Hier is 'n artikel van Mr. Jameson met die rugby boys wat laasweek proewe gaan speel het, maar weet jy hoeveel van hulle werk in sy visfabriek, including Byron. En just so by the way, het Marvin ook daar gewerk toe hy matriek was. Okay, die besigheid raak nou 'n bietjie skeefie. Lionel, kyk of jy asseblief 'n interview met Mr. Jameson kan doen. Sê dit gaan ons die winkel en maak asof dit vir die skoolkoerant is vandag nog. Nee, Ajimali, wat is hy? Ek vind waarmee ons besig is. Dan moet ons uitvind, I guess. Alright, Boeta. Wat wil jy weet? Maak het asseblief vanavond. En ek het nog 'n funksie aan vanavond. Ek is besig met 'n artikel oor die borge van die skool. Ek dink dit sal baie nice wees om te skryf oor julle betrokkenheid by die skool en die gemeenskap. Klink impressive. Maar kon jy dit nie aan 'n dag gemaak het, man? Ons almal is besig vandag. Die fyn is my môre en dis wanneer. So jy het gewag tot die tippie en maak dit nou my probleem.
Hoe help ek jou? Ek is eerstens bietjie nuuskierig oor meneer se gevoelens oor bewaringspogings. Bewaringspogings lê baie na in die hart vir my. Ons moet ons natuurlike hulpbronne bewaar. Definitief. En hoe dra meneer by tot hierdie bewaringsmetodes pogings en waar pas die hoof in? Juffrou Erasmus, hoe kom vra jy oor? Ek dink nie die lesers sal geïnteresseerd wees in die hoofse betrokke. Sy help met opvoedkundige programme. Jy weet, om die jeug bewus te maak van omgewingskwessies. Oh wow, baie interessant. Ek het dit geweet nie. En waar kan ons meer uitvind oor hierdie tipe program? Dat is nog 'n ontwikkelende konsep. So asseblief, hou dit stil vir nou. Ek weet jy het my sak gekrap. Op die kus van geheime, waar die see en land ontmoet, lê die branders en fluister in die sand en in die hand van duin.